Goed, kom ons probeer weer. Goeiemôre en welkom by die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Dis die 23ste Januarie en hierdie video's het nou die plek oorgeneem van koffie met brood. En ek gaan net so rukkie wag, kyk wie opkom en dan gesels ons verder oor 'n paar goed noem vanoggend. Vandag is 'n baie belangrike dag vir ons wat ons volk se geskiedenis aanbetref. En ons gaan beslis onder die manne roer vandag, vra en goed sê wat baie belangrik is vir ons om vorentoe te gaan. Kom ek drink so 'n slukkie of twee daar so Mani, wat sê jy Mani? Ek het so 'n bietjie koffie aan my lyf inkry, hierdie is die eerste een vanoggend. En dan sal ek weer koffie drink daar by die vergadering. Maar kom ons drink 'n bietjie koffie. Jy toe, jou stoor al uitgesorteer Mani. Huiswerk, nee. Hierso by ons. Hier's 'n groot tuin, ons het 'n groot tuin hierso. En daar's nie 'n manier hoe ek by daai werk kan uitkom by dit wat ek doen vir die Federale Alliansie, dit wat ek doen vir op die toep op hierdie oomblik. Ek is nou 99% klaar met die voorkant. En dis nou net polish, elke bladsy polish ek nou soos hulle sê. En dis 'n proses, dis 'n hele paar ure. Verskoon tog. Dis 'n hele paar ure om alles te polish, maar dit moet gedoen word. Jy weet, sodat daar nie 'n fout kan wees nie. Andrew, goeiemôre. Soos byvoorbeeld, ek het gister gesukkel vir 2 ure lank om seker te maak dat die eerste, tweede, derde, die vierde, die vyfde bladsy op die toep. Dat die vyfde bladsy op die toep nie per ongeluk ander bladsye oopmaak nie. Dit was 'n storie. 2 ure lank. Kode kry, kode verander. Kode kry, kode verander. Kode kry, kode verander. En uiteindelik, toe sit ek net terug, toe kon ek nie meer nie. Toe moes ek buite op die stoep gaan sit, want ek was vodde met daai kode gewees. Ek was regtig vodde. Vandag gaan ek omtrent so 'n uur, miskien bietjie meer as 'n uur. Ja, so 'n bietjie meer as 'n uur. Jan, goeiemôre. Vandag gaan ek so 'n bietjie meer as 'n uur nog aan die kode werk, dan ek in die kar en dan ry ek na die vergadering toe. So goed, kom ons begin praat oor die Federale Alliansie. Want mense, hierdie ding is vir ons baie belangriker as wat baie mense dink. Ek wil vir julle iets lees vanoggend. Ek weet nie of ek dit kan oproep nie. Ek dink nou net daaraan. Ek dink ek moet dit net daar buite kry. Ek moet net vir julle, kom ons kyk of hy vir my die bladsy gaan oopmaak van 'n plasing wat 'n sogenaamde boer nou geplaas het op WhatsApp. Om die rede hoekom hy dit nie kan maak nie, maar ek moet vir julle hierdie ding lees. So ek hoop nou dit maak oop. Ek is nie so gekonfyt met hoe om iets te laai wat, hoe kan ek sê? Wag, laat hy net oopmaak. Ek probeer nou WhatsApp oopmaak op my laptop, né? Dit gaan beteken dat ek vir 'n sekonde WhatsApp hierdie kant moet oopmaak. Julle sal seker nog vir my kan sien as gevolg van die kamera. En dan gaan ek nou WhatsApp aan hierdie kant oopmaak. En dan gaan ek nou net vir julle hierdie brief gaan ek nou vir julle lees. Dat julle die boere mentaliteit kan verstaan van hierdie mense. Right, hy vat so 'n rukkie om op te maak. En dan gaan ons 'n paar ander goed gesels. Kom ons drink 'n bietjie koffie terwyl ons wag. Hy's amper daar. OK, ek hoef nie van die selfoon af te wees nie. Kom ek lees gou vir julle. Hierdie is een van die ouens wat die ZAR boervolk verteenwoordig. Ek weet nie of julle hierdie groep ken nie, maar hy verteenwoordig die ZAR boervolk. Nou toe ek in 2022 met die ZAR boervolk te mekaar geraak het, was hulle 'n klomp snobistiese klomp wit mense wat gedink het net wit mense gaan hemel toe gaan. En ek het hulle afgelag. Toe kom hulle uit in 2023 en praat van wat is 'n boer en wat is 'n Afrikaner.
En toe het ek hulle aangevat en ek het hulle weer eens afgelag. En hierdie ou sou nou vandag by ons vergadering gewees het. Ek gaan nie sy naam gee nie, as gevolg van natuurlike vervolging en sulke goed. Maar ek gaan vir julle die brief lees. Uitnodiging tot deelname. Jurisdiksionele en mandaatoorweging. Hierdie is nou 'n ou wat veronderstel is om net normaal met ons te praat, man. Kom ons verander Suid-Afrika. Praat net normaal, jy weet, geef ons normale Afrikaans. Jy weet, kyk hierso. Geagter meneer so en so en volksgenote. Ek het nie probleem met volksgenote nie. Baie dankie vir die uitnodiging. En hy probeer baie mooi stel. Ek waardeer dit opreg. As ook die erkenning van my rol en betrokkenheid. Die bereidwilligheid om gesprek te oorweeg word met respek ontvang. Dit word met respek ontvang, maar terwille van duidelikheid meld ek dat daar tans 'n funksionerende kollektiewe boervolk administratiewe tydelike adviesraad bestaan wat administratief en jurisdiksioneel namens die boervolk optree. Weet jy, ons het so 'n gesegde in die army gehad, nê? Ag, man, ons het daai tipe gesegde in die army gehad. Ag, man, julle weet waarvan ek praat. Wat namens die boervolk optree. Wanneer is julle ingestem? Wie het vir julle gestem? Wanneer was daar 'n referendum uitgeroep om vir julle te kies? Watter boereleiers van ander groepe het vir julle ingestem om die adviesraad vir die boervolk te wees? Flippend zero, niemand nie. En hierdie vergadering wat ons vandag doen, is mense wat daadwerklik uit 'n paar verskillende groot groepe kom, groot groeperings kom, en vir die eerste keer by mekaar uitkom, om 'n ware raad te stig vir die boere. Nie 'n klomp flippin papegaaie nie, man. Hierdie is retoriek papegaaiwerk, luister hier. My betrokkenheid en deelname geskied uitsluitlik binne hierdie mandaat, in my amp as hoofregbemiddelaar. Wie het vir jou daai pos gegee? Die 5 ouens in jou dronkgroep. Dit is ook belangrik om hoofregbemiddelaar, ek weet jou, hierdie ou is nie as 'n advokaat of 'n regter in die ware sin van die woord nie. Pieter, goeiemôre. Ek weet jou dit. Dit is ook belangrik om te noem dat daar steeds manne en vroue is wat nie volkome bewus is van waar die boervolk kollektief en administratief tans staan nie. Nee, ons weet nie. Niemand het vir julle gestem nie. Vanuit hierdie werklikheid is dit nie ons doel om enige iemand te oortuig of om te canvas nie, maar om met opregte boerevolk families saam te werk, wat eens en vir altyd hulle onafhanklikheid en vryheid wil vestig en so wil leef, sonder inmenging van buite. Na deeglike oorweging en in oorleg met die boervolk administratiewe tydelike adviesraad, en het ek tot die gevolgtrekking gekom dat my deelname aan hierdie spesifieke byeenkoms tans nie moontlik is nie. My mandaat vereis 'n veilige, geslote en jurisdiksionele duidelike raamwerk sonder openbare debatvoering of identiteitsgeskille, sodat enige betrokkenheid werklik konstruktief en beskermend vir die boervolk kan wees. Teens, wat sê jy? Jy was nog nooit op gewees nie, maar welkom. In elk geval, met ander woorde, wat sê hy? Ons praat net met ons groepie, en ons verteenwoordig net ons groepie families, en ons is die ware boervolk, en ons is boere, en ons is nie bereid om met julle ander te praat nie, want dalk gaan julle vir ons draai om by julle saam te staan, of dalk gaan julle vir ons kennis gee wat ons klein groepie gaan opbreek. Haan op sy eie mishoop. Ek sou graag hierdie ou in sy oë wou gekyk het vandag, en hom presies mooi wou vertel het waar hy moet afklim. Kyk nou wat sê hy, dis nou baie mooi. Hierdie besluit is nie 'n verwerping van gesprek of samewerking nie, maar 'n verantwoordelike stap om te verseker dat toekomstige gesprekke op 'n ordelike, regmatige en versoenbare grondslag plaasvind. Griekse God in die bos, man, dit moes vandag begin het. Maar jy het nie 'n flip en ruggraat nie. Wanneer omstandighede sodanig is dat hierdie vereistes vervul kan word, die bus het nou gestop. Die bus gaan jou verbykom. Sal ek toekomstige betrokkenheid met oop gemoed heroorweeg
Nogmaals, dankie vir die uitnodiging en begrip met agting, die naam hoofregbemiddelaar, Suid-Afrikaanse Boererepublieke, alle regte voorbehou se gat. Ek sê jou openbaar maak. Julle verteenwoordig niemand nie. Niemand het julle gekies nie. Wys my julle verkiesingsprosedures. Hoeveel het gestem? 100? 200? 1000? Nee, seker maar 10. Miskien 10. Miskien 10. Vandag by ons vergadering, het ons verteenwoordigers van die grootste boergroepe in Suid-Afrika. Die grootstes. 'n Verteenwoordiger van 'n bank. Nie die normale banke wat ons ken nie, 'n bank. Ons het advokate, minimum 2, maksimum 3. Ons het verteenwoordiger van die konings en die federale alliansie. Julle weet wie dit is. Ons het verteenwoordiger van die Kaaplanders. Al die mense wat in die Kaap bly. Hoekom kom hierdie mense by mekaar? Omdat die verskillende groeperings weet dat ons kan dit nie alleen doen nie. Ons kan nie meer alleen op ons eie hoopie sit en dink hierdie kite gaan vlieg nie. Daar's nie 'n manier nie, man. Daar's nie 'n manier nie. Hierdie boeregroepering, sal kan niks doen as 'n swart mag besluit eendag. Ons wis nou julle vir julle uit heeltemal, 100%. Ons gaan julle nou uitwis. Staan nie 'n kat se kans nie. Jy mag miskien wapens hê, maar jy het nie getalle nie. Jy het nie mense nie. Jy het nie getalle wat jou gaan help om jou grensgebiede te beskerm nie. En hoe dit nou al lyk in Suid-Afrika, hoe die tamatie nou lê, met Donald Trump se laaste uitlatigings. Trumpie is gatvol vir die Suid-Afrikaanse regering. Hoor wat ek vir julle sê. Maar sy fokus is nou eers daadwerklik op Venezuela, Colombia en Cuba. In daai Cuba en Colombia, die 2 C's kan hy nog omdraai, of die 2 K's in ons taal. Kan hy nog omdraai. Dis waar sy fokus is. Nou, indien daar nou nie 'n oorlog uitbreek met Iran nie, en dit lyk onwaarskynlik, en want hy wil nie in sulke groot oorloë betrokke raak nie, hy wil nie een van daardie presidente wees wat sy mense laat sterf het in 'n oorlog nie. Hy sal liewerste, wat ons noem surgical, julle weet wat ek bedoel, sulke vinnige aanvalle loods wat terroriste uithaal en regimes omvergooi en sulke goed. Hy sal liewer betrokke raak by so iets. Selfs met die Israeli-Gaza oorlog was hy minimaal betrokke gewees. Meer politiek betrokkenheid as aanvalsbetrokkenheid. Met ISIS het hy die reg gekry van die Syriese president om ISIS-basisse uit te wis, en die kans is groot dat hierdie president wat oorspronklik ISIS was, dat hy vir hom gesê het waar die basisse is, dat hy vir hulle die kennis gegee het. Want oral waar hulle hierdie basisse aangeval het, het hulle vinnig ingegaan, vinnig die basis uitgehaal, einde van die storie. Dis wat gebeur het. So, miskien sal, hierdie was my antwoord gewees. Ek het nou net julle vir my antwoord gegee. Goeiemôre, ek sal daar wees. So daar gaan nou 2 rade wees, dis nou my vraag. Een erken net 'n spesifieke boeregroepie, en een wat erken word deur die 2 grootste boeregroepe, en deur die konings van Suid-Afrika en deur die Kaaplanders. Interessant. Dit was my antwoord. Ek dink dit was 'n goeie antwoord.
Jy sien mensies, julle moet een ding baie mooi verstaan van hierdie oom. Ek is nou gatvol vir hulle. En dit is 'n baie mooi Afrikaanse woord. Dit is 'n baie mooi beskrywende Afrikaanse woord. Want dit beteken baie goed. Dit beteken die emmer is vol waarvan Siener van Rensburg gepraat het. Want 'n emmer is ook 'n gat. Daai gat is vol. Dit beteken daar is nou genoeg grafte wat vol is. Genoeg. 14 kinders. 14 kinders wat dood is. En nou nog 2. En nou nog 1 of 2 of 3 wat in intensief lê. En 'n 22-jarige, ek wil hy woord so graag sê, nee. Maar ek mag nie meer nie. En 'n 22-jarige Afrika, wat nie eens behoorlik sy lisensie het nie. Wat as daai flippin taxibus teen een van ons families vasgery het? En nog mense uitgehaal het. Maar dit gaan nie vir my daaroor om nie. Dit gaan nie vir my daaroor nie. Dit gaan vir my oor, dit was kinders gewees. Ek gee nie om wat 'n nasie dit is nie, man. Kinders is kinders. 14 plus kinders wat 'n hoop gehad het op hulle eie manier van 'n beter toekoms. En dan moet ons na die stront luister van 'n ou wat vir ons sê, wel dalk eendag, miskien, maybe, jy weet wanneer dit nou so sal wees, sal ek saam met julle in 'n openbare debat intree. Jy kan in jou my vlieg. Van nou af sal jy onwelkom wees daar. Ek sal seker maak daarvan. Ons soek jou tipe nie. Ons soek jou tipe wat dink jy's 'n flippin afgod nie. Ons soek jou tipe wat net dink oor jou eie nes nie. Jy sal jou eie nes hê. Dit is die verantwoordelikheid van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika om seker te maak dat elke nasie, volk en taal sy eie grondgebied het. Dit is ons hoofdoel. En dan die samewerking van daardie volkere onder een sambreel om seker te maak dat ons 'n sterk semi-vaste land het. Want ons gaan tot by die ewenaar, sê die profetiese woord. Ek weet nie wat in my leeftyd gaan wees nie, maar ek weet ek is die begin van hierdie ding, deur die genade van bo. Nee, nie omdat ek special is of spesiaal is nie, ou Andrew. Dis omdat God so besluit het. En as God 'n ding besluit het, wat het Nicodemus gesê? Of was dit dit is Gamaliel. Wat het Gamaliel gesê? As God 'n ding besluit het, wie kan dit keer? Dit is waarin ek loop. Ek loop in die vaste, volle vertroue van daardie woord. Ek loop nie in retoriek nie. Ek loop nie in retoriek nie. Ek het 'n gevoel dat 'n gedeelte van die profetiese woord vandag gaan waar word. Van die 3 boerpotte wat op die verhoog staan. 3 boerpotte verteenwoordig 3 verskillende ideologieë. En later kom 'n 4de boerpot by, 'n 4de ideologie. Maar daardie ideologie verdwyn soos mis voor die oggendson. Johan, wat sê jy? En die ideologie word geaanvaar uit een van daardie 3 boerpotte. Die boerpot word koud. Ek druk my hand in en ek haal vir my 'n stuk pap uit. En ek eet hom. Wat beteken dit?
Dit beteken, daar's reeds besluite geneem. En dit vat 'n tydjie. Dit koel af. Dit vat 'n tydjie. Dan druk die profeet sy hand in, dan haal hy dit uit. Dan eet hy dit. Wat beteken dit? Dit word gedoen. Die aksie word uitgevoer. En dit is wat ons het. Dit is wat ons het. En daai ou het natuurlik nou my antwoord gelees op WhatsApp. Met sy hoogdrawende verduideliking van wie hy is en nie is nie. Maar soos in Australië, waar die ouens sê, we give him the bird. Julle weet wat dit beteken. Weet julle wat dit beteken? Of moet ek dit verduidelik? It's not on top. It's inside. It's nie bo nie, is in die middel. In elk geval, mense. Dit is sulke tipe ouens wat veroorsaak dat die kloof tussen boer-Afrikaner en Afrikaner nog steeds wyd oop is. Dat daar nie 'n byeenkom van boeregedagte, boerekultuur, boerekennis, boereverstand kan by mekaar kom om hierdie kloof toe te maak nie. Maar ek bid deur die genade van bo dat die vergadering vandag daardie kloof gaan toemaak. Of ten minste die begin gaan wees. Yes, Andrew, exactly. Die begin van die aksie gaan wees om daardie kloof toe te maak totdat die twee een is. Totdat die twee een is. Want enige ou wat vir my sê, hy is 'n ware boer, né? En hy spreek dit uit op die verhoog, en hy is 'n boer, en boer, en boer, en boer. Daai ou se naam vat ek. En eendag gaan ons sy DNA toets, of hy nou wil of nie. Ons sal sy DNA toets. En dan sal ons vir die mense wys hoe min 'n boer is hy eintlik maar. Hoe min 'n boer is hy maar eintlik. Amper sê ek, uit gewoonte uit, ouder gewoonte uit, koffie met brood. Maar ons drink koffie, en julle drink saam brood koffie. Maar ons praat oor die alliansie. Ons praat oor die alliansie. Hierdie is nie 'n tyd om niks te doen nie. Hierdie is 'n tyd om boodskappe uit te stuur, hierdie is 'n tyd om met jou mense te praat, hierdie is 'n tyd om die ouens om jou by mekaar te maak en vir jou sê, daar is 'n ding wat kom. Ons moet reg wees, Andrew. Daar is 'n ding wat kom. Daar is stadige beweging wat gaan plaasvind. Julle moet een ding baie mooi verstaan. Die dag wat ek vir julle sê, die federale alliansie, sekere lede, ons gaan net gou 'n bietjie vlieg. Ver vlieg. Nie vlieg in ons mye nie, ver vlieg. Ons gaan gou 'n bietjie vlieg. Dan moet julle weet, 2, minimum 3 weke later, then that's it. Ek is so heilig oortuig van dit wat ons doen, hè. Daar is niks wat my van hierdie pad kan afvat nie. Weet jy wat, soos Jesus Christus sy gesig gesit het, soos 'n klip. Die Engels sê like flint. Flint, jy kan 'n mes vat. Jy weet wat is flint, man. Jy vat 'n mes en jy krap die mes vinnig teen die flint, nee. Dan is daar net sparks.
Die mes word skerper, maar die flink breek nie, hy fokus. Hy fokus om my mes skerp te maak. Soos wat die Christus en Vader weet, dit is die waarheid wat ek hier praat. Soos wat hy sy gesig gedraai het na Jerusalem toe, om by daai kruis uit te kom. Vir ons onthalwe, om vir ons te red. Nie om vir ons te oordeel nie, om vir ons te red. Nee. Net so het ek my gesig gesit, om seker te maak dat die Federale Alliansie bestaansreg het, en doen wat daar vir hom gesê word om te doen. Hoekom? Sodat ons mense kan red van die korrupsie en die verderf van hierdie wêreld. Ons kan dit doen. Ons kan. As ons saam staan, kan ons dit doen. Ons kan dit doen. En ek het vir julle manne en vroue nodig om hande vas te hou in hierdie hele saak. En te sê, ons het nie 'n saak met klein groepietjies nie en klein groeperings nie. Ons staan as 'n kollektief by mekaar. Of ek nou boer is, Afrikaner is, Engelsman is, Skotsman is, ek gee nie om wat ek is nie, ons staan saam, ons doen hierdie ding saam. Dan gaan niks ons keer nie. En die wêreld gaan verbasend agteroor sit en dink, wat dinge het daar gebeur, hoe het hulle dit reg gekry? En dan sal daar groepe wees soos die Katalane van Spanje en ander sulke groepe wat finaal sal opstaan en sê, ons breek weg. En die Ire wat sal sê, ons breek weg. Finaal van hierdie gemors, van hierdie kabaal. Daar sal groepe wees, groeperings, en daar sal nuwe lande vorm in die wêreld, as gevolg van dit wat ons doen. Die Federale Alliansie van Suid-Afrika. Julle moet 'n fantastiese Vrydag, dis Vrydag, dis Vrydag. Julle moet 'n fantastiese Vrydag hê. En geniet julle naweek. Né? Geniet julle naweek. En ek is heeltemal oortuig daarvan dat die Stormers die Sharks môre gaan wen. Alles wat mooi is vir julle, hoor.